20 boere van reg oor die land, elkeen met sy eie storie, elkeen met iets om te bewys. Vir 6 maande word hulle fisies en emosioneel getoets en op 19 September betree hulle die kruit. Net een word Moereboer kampioen. Hy kan boer, maar kan hy hou. Trots getoets, trots gebou. Hey, nou gaan hy roer op Moereboer. Hierdie is Moereboer 3 en dit begin nou. Die eerste ding wat ons gaan doen is 'n blieptoets. Net om bietjie af te skop, bietjie daai bene los te maak. Moereboer 3 se uitdinge. Ouens is so bietjie groter as laas jaar se boere. Lyk so effe fikser, maar definitief 'n bietjie moer. Man het gekuier gisterand by versus 17. There's nothing quite like watching this live. It's an absolute night, full of action. Wie het al gehoor van Moereboer? Dames en here, julle kandidaate vir seisoen 3 van Moereboer. Môre gaan hulle deelneem in die boere uitklop uitdaging en uit hierdie 80 boere uit word daar 20 gekies. So dames en here, wens hulle al die sterkte toe vir môre, want dit gaan 'n tawwe een wees. Vegters, kyk wie uitval. Hulle moet verby hierdie cones kom. Hierdie gaan vir hulle lekker bymekaar maak. Hierdie gaan vir hulle op. Meneer, jy's uit. Ek sien van die manne is nogal broos, oogies is rooi, maar ons gaan vir hulle uitdaag vandag. Bietjie gedehidreer. Net 'n klein bietjie. Van die ouens lyk so effe geswel ook. Ja, hulle lyk geswel. Enkels. Jaros, bly op daai lyn. Go, run, sprint. Ons soek daai top 5, beklei vir daai top 5. Uit. 61, jy's uit. Okay, daar is ons top 5. Kry gou 'n slukkie water. Stop. Check hoe op julle senuwees is julle nou. Yes, broer. Is nou lelik, wat? Nou dat die boere opgewarm is, begin dit ernstig raak. Ons soek vandag krag, stamina en hart. Hulle weet nog nie wat vir hulle voorlê nie. Maar teen die einde van die dag moet ons weet wie die 20 boere is wat seisoen 3 gaan haal. Okay. Raak hierdie nou net 'n kompetisie tussen my en jou, want ek kan sien jy wil nou iets vang. Ek weet ons is veronderstel om te shoot, maar ek nou dit hy. Hoe like jy my stance? Dis 1 2 3 is reg. Ek wonder hoeveel kykers kan agterkom wat se daarmee is. Daai lyn self, hou ek van my duim. Verwys, anders as jy daar nou is dit met 'n kraaiennest. Okay. Release en catch met die duim. Klink maklik genoeg. Oof. Ek het al klaar my visstok gekook. Ek sukkel met groot backlash hierso. Soos dit manne van kamera af wat my gehelp. Dink jy jou jip is belangrik ook hier? Dis net in die gewrig. Andre is 2. Ons kan daai uit-edit. Dis fine. Okay, dat ek net een keer cast, dan kan shoot. Vrystaat! Ons is nou flippend goed in hier. 2026. Nuwe jaar, nuwe uitdagings en die gat Moereboer alweer. Die olifant op die dam kan ons maar uitroep. Daar was 'n paar tegniese foute. Ja. Ons het bietjie laat begin, bietjie baie laat begin. Ons wou net seker maak die gehoor het genoeg dop. Ons wil sorg dat sulke goeters nie weer gebeur nie. Ek dink met elke Moereboer en versus probeer ons dit verbeter. Ek dink jy kan dit sien ook in die gevegte van seisoen 1 na seisoen 2 toe. Seisoen 2 boere het dit gebring. Definitief. 28 boere van reg oor die land en soos ons almal weet, daar is niks so taai soos 'n boer nie. En ons is af. Harde skote. Klaar vir jou handspoed. Yes. En laat erin. Wat ons weet as hy lands het klaar. Oh, swaar ouwe, hy regter. Wow, die groot moeilikheid. Oh nee, hulle gaan het stop, hulle gaan het nou stop. Kyk op. Weet jy iets? Ja, kyk op. Weet jy iets? Ja. Nee, ek gaan so kwaad wees. Oh, jy het iets! Yes! Wag, sy weg.
Ek het iets gehaat. Jy het hom laat skrik, man. Okay, check hierdie. Ek is nou een met hierdie stok. Check. 'n Goeie 4 meter. Wat 'n fight sou jy sê het vir jou uitgestaan? Ja, en daar's net een. En ek droom nog oor daai fight. Seker die enigste mans waaroor ek droom. Karel Darwin, Sias Greiling, wat 'n geveg. Hulle het geveg van die aand gewen en hulle het dit verdien. Hulle was bewuslik daar, nie net fisies nie, maar geestelik was hulle reg om dit. Sias en Karel beide. Hulle het dit aangepak. Oor die manne wat nie teruggaan nie. Oi, Sias sit hom neer. Hierdie manne is nie hier om speletjies te speel nie. Karel kry die dominante posisie. Oi, Daai linker wat deurkom soos 'n sniper. wat is hierdie manne gemaak? Eers maar 'n klap op Karel die snotspad. Groot ouwe. Nee, is chaos. Hulle gaan dit stop as hy homself nie verdedig nie. Wat 'n geveg het ons vir julle gebring vanaand. Mense kan hoor hoe klink dit hier binne. My vriend, hier was hard. Het was hard daai ouetjie is taai. En dit was lekker gewees. Ek het gedog ons gaan papbomme en vanilla essence. Daai is riet wat jy daar gevang het, Jan. Ja, ek het hom iets gevang. Oor die een ding wat ons moet doen hierdie jaar, ons moet die uitdinge so bietjie oplig. Maar laas jaar was taaf, dit nie taaf genoeg nie. Ek dink ons kan hulle so bietjie meer druk. Kan ons nie goed doen met so sakke en goed nie. Om te draf is een ding, maar dra 100 kg sak rond. Vat 'n Grainwest sak. Baie ver. Ja. Ek dink ons gaan 'n paar manne kan uitsonder. Okay manne, jy vat die sak, jy dra hom. As jy hom neersit of jy laat val hom, doen jou 5 burpees, tel hom op, dan gaan jy weer. Julle weet nie hoe ver dit is nie. Julle kan hardloop, julle kan stap. Dit gaan nogals baie vir ons sê, veral vir ons afrigters. So geniet hom. Eers die een terug. Kry nou 'n bier. En let's go. Jy wil nie laaste wees nie. Net nou gaan jy weer. Go, go, go! Vinniger manne! Ek sal aanbeveel julle draf. Ek dink wat vir my regtig uitstaan hierdie keer, die manne is al moeg, soos jy kan sien, hulle drempel al, maar dis lekker om te sien dat hulle vol effort gee. Jy sien baie mense nie, jy sien fancy liggies nie. Dis net 'n samekoms van manne wat regtig iets wil doen of deel wees van iets wat groter is as hulle self. En ek het al die respek in die wêreld vir dit. Is jy okay? Gaan jy uitpas? You're right. Huh? Is jy okay? Is jy okay? Wow. Okay, sit gou neer. You're right. Okay. Ja, ek dink hy's okay. Volgende uitdaging. Jy en jou opponent gaan rekke styf trek. Jy kan rondbeweeg in die grys. Jy mag net nie aan die swart raak nie. Jy mag ook nie aan die gras raak nie. Ready? Go! Ja, dis iets. Hy reg van my. Helemaal anders. Laat jou 'n bietjie dink op jou voete. Dis lekker fisies. Dis hoekom ek hier is, is lekker. As hy tou maar kort raak, as dit nie meer tou trek, dan is dit maar stoei. Hy goed leer is na 2 in die oggend langs 'n jagvuur. Gustav Kotze.
Engels. As jou vriende jou moet beskryf aan ons, hoe sou hulle jou beskryf? En dalk 'n Jack Russell. Blaf en byt, maar rats. Nou, hoe het jou vrou gevoel toe jy sê jy het ingeskryf? Sy het vir my herinner en sê, hoorie, ons moet nou 'n video neem. En toe het ons Desember die hele seisoen 2 gebinge watch en by die fights kom, toe begin sy 'n bietjie paniekerig raak. Sy sê, wat is hulle my so uitslaan? Sê dis reg, ek sal moet koes maar. Dis lus vir die ding. Ons is hier op Pieter Retief area op Panbult. Ek is 31 jaar oud. Ek is 'n veebestuurder hierson al vir 'n bietjie meer as 10 jaar. Dis hoofsaaklik pines, saaiery, medies hoofsaaklik, maar my afdeling is beeste. So ja, hoe my tipiese dag lyk, jy moet elke bees elke dag probeer sien. Hulle wyd is in plantasies, so hulle kan wegkruip. Ons het 4 man op perde wat as 'n span hulle bymekaar maak. Dan moet 'n goeie samewerking wees. Bonum caso kupugile mbicha anezonke na levigezayo. Zo diep by levigezayo. Asam so kupuga zonke so kon buka kahle epiona. Bonile kuseni. Die diere word mooi na gekyk en dit is wat ek kan sien tussen my veemanne. Almal het te passe vir die diere, almal gee om vir die diere. Ek het so 'n jaar na my seentjie gebore is, toe na die een vakansie tot ons see toe en ek besef toe hier sou 'n plan gemaak word. Toe die oefeninge maar begin oor die algemeen. Ek het meer aandag gegee aan oefeninge en dit het nogal vervelig begin raak. Nou juk 'n mens vir iets meer. En dis die een pel vir my wat in Pretoria sê, hoorie maar, hoekom doen jy nie moeder boer nie? By my vrou was nogal bekommerd geweest. Sy dink dit is 'n goeie idee om deel te neem, maar wat van die slaanery? Ons het toe dadelik begin soek, waar kan ons dit begin kyk? Jo, sien toe, okay, maar dit lyk bietjie rof, dit lyk bietjie rof. Okay, dit lyk baie rof. Dis nou half bietjie te laat want toe het Gustaf Klaas 'n inskrywingsvideo ingestuur. Wat sal jy sê bring jy na Moederboer 3 toe wat dit anders gaan maak? Dalk 'n ander tipe rats, 'n ander tipe commitment om die kuns van die gevegkuns in die kry te kry. Dis iets wat 'n mens nooit besef het net van kyk nie. Totdat 'n mens dit doen, geniet 'n mens dit so 'n mate dat jy wil aanhou met dit en wil vorder in dit en jouself druk en challenge om meer te leer, beter te doen. As ek moet sê dat ek hierdie vir iemand doen, is dit vir my familie, vir my vrou om te kan wys 'n mens kan aanhou, of my kinders te kan wys 'n mens kan met deursettingsvermoë en met dissipline enigiets oorwin. Gaan jy agterop sit? Hy is nie te makkie. Wanneer is hy? Sê sjo. Sjo. Sê dankie oom. Sien jy maar? Kom bietjie. So gaan hulle agterop. Ja. Hulle gaan agterop. Hulle self opklim. Kom bietjie. Sy. Die oom kom ook saam. As die seisoen verby is, sal ek definitief kan terugkyk en sê ek het nie een dag gesloer nie. Letterlik elke dag alles ingesit. En dan lê 'n kalfie teen die draad. Ek moet actually wys hoe so cute die kinders het hom gevryf. Kyk hoe mak is hy. Kyk hoe so mak. Was nie besig. Wat doen jy daar? Ching chong chong. Nooit! Damn it! Mama het verloor! Om Gustaf waaroor almal in hierdie hele familie die afgelope ruk opgewonde is, te kan sien uitspeel. Ek is nogal verskriklik opgewonde vir dit. So nee, dit is net 'n voorreg om te kan deel wees van hierdie. Jou gesin is altyd daar by jou. Dis die mense wat jou ondersteun en alles. Kan jy daar opklim? Ja! Klein Tarzan. Dis die mense wie jy wil ondersteun en alles en om dit te kan doen is absoluut 'n voorreg. Waar is jou voete? Waar is jou voete? Ek sien nie jou voete nie. Vir my en Gustaf altyd om op te staan in die oggend, dit is nie moeite nie. Dis nie, vandag gaan ons werk, okay, kom ons kry dit net agter die rug. Dit is absolute passie. Koleisie, gaan jy op die eerste? Okay, dan moet jy ching chong cha. Ching chong cha. 1, 2, 3. Dit voel soos 'n lewe wat jy kan geniet. Dit voel nie soos 'n werk wat jy moet doen nie. Dit voel regtig soos 'n volhoubare lewe om die kinders so op die plaas te kan grootmaak. Waar jy gaan? Nee, no way. Kijk. O, jette. Die gemeenskap almal hierso is 'n groot hoeveelheid ons generasie, almal wat nou trou, kinders kry. Dis 'n sterk gemeenskap. Almal veg saam vure, almal braai saam, almal is by mekaar se verjaarsdae. Almal support mekaar met alles wat hulle aanpak. En presies soos nou met hierdie wat ek aanpak, almal support dit van dag 1 af en mense is dankbaar vir dit. Ek moet nog wel sê ek wens regtig elke persoon in die lewe het die voorreg om 'n Gustaf te mag hê.
Hy pak regtig alles wat hy doen met ywerigheid aan. Met boerdery leer mens elke dag iets nuuts. Ek dink met fight presies dit. 'n Mens commit fully. Dit is alles of niks. Boere is nie maklik nie. Elke jaar is anderster. Jy kry curveballs, jy kry knockdown. As jy val, net weer opstaan en weer gaan. Nou gaan ons 'n stoei game speel. Ek wil gou vir julle verduidelik hoe dit gaan werk. So wanneer ons stoei en ons is op ons voete, dan kry jy 'n onderhoek. Dis wanneer jy jou arm onder 'n ou se armholte inkry. 'n Overhoek is as hy dit reg kry om met my onderhoek in te sit onder my armholte en ek vat bo oor sy arm. Ek gaan probeer om sy voete van die grond af op te tel. So as albei sy voete van die grond af is, dan wen jy. Go! Hey, punte. Tel hem op, tel hem op. Yes. Asai. Volgende game is hande 4 voet. Jy gaan mekaar se hande probeer uittrek. As jou knie aan die vloer raak of jy val plat, is jy uit. Let's go. Wat is ek as persoon in die volgende 6 maande? Gaan ek dieselfde ou bly of verander ek? My ma het nie bankkinders groot gemaak nie. Ek is Claude Fourie, ek is 29 jaar oud. Ek is hierso tussen Meyerton en Heidelberg. Ons boer hierso met beeste en mielies en dan ons soja ook. Kijk, ons het hierso is pannaarse sojas wat ons geplant het. Wat is sojas? Pannaarse. Pannaarse. Ja, van klein tyds af. Dat ek nog altyd gesê ek wil boer. Maak nie saak wat dit was nie. Ek het altyd saam met my oupa groente gedoen en goed. Jy het vir Moederboer 2 ook ingeskryf. Yes. So jy het dit nie maak nie. Ek het 'n idee gehad ek gaan dit nie maak nie. Ek het nie my regte mentaliteit ingekom nie. Hierdie jaar bietjie anders. Ja, my skoonpa het seker gemaak ek oefen. Hy het my reguit gesê as ek nie oefen nie, gaan hy my donder. Ek het eintlik mos meer my vrou getrou vir my skoonpa. Ons stap 'n redelike pad al saam. Ewen wat hy vir my gesê het, as ek nie met sy dogter trou asseblief met hom nie weggooi nie. So 1 keer 'n maand gaan skiet ons by een klap wat ons bietjie mekaar gou en goed. Hy skop nog steeds my gat met dit. Ja, show off. Maar dit is 'n 460 wat Claude vir hom gekoop het. Hy hou van groot gewere. Ja, hy het hom nou vandag gekry, so ons eintlik die eerste ouens wat hom nou vandag skiet. Een van my gewere se naam is Shenika. Hierdie een dink ek is amper soos hy liedjie wat sê sy die lyf vir yskas skuif, jy weet. Nou ek dink hierdie een het ook amper die lyf vir yskas skuif. So kom ons kyk wat maak hy. Nee, hy maak seer hoor. Hy's lig man. Baie mense sê net vir my jy gaan hard gedonder word. Sê ek maar, is maar een van daai dinge. Mens moet een of twee keer hard geslaan word in die lewe. Wie 'n stukkie biltong kry? Kom dan. Dis mos jou tweede huis hier, hoe dan nou anders dan? So 'n stukkie met 'n vetjie. Ja, onweet mos. Maar wie wat gelukkig is daar nog steeds nog niks so lekker as jou geelspyt biltongkie nie. Nee. Hy bly koning. Ja, sê, kom ons druk hierdie ook vir jou deur. Het die vinger ingevang het. Ja, hy was al daar, gaan nie weer doen nie. Nou hoor ek jy gaan nou 'n bietjie boks op nou nog. Ja. Jy moet eers hiernatoe kom want ons net sien of jy op standaard is. Maar jy moet soos Rocky maak in die meat contender huis. Ja. Meat contender huis. Ja. Wat vir my die lewe moet werd maak is om vir my gesin en goed op te staan en vir hulle te wys, luister pappa gaan werk toe en net op die einde van die dag vir hulle 'n lewe te gee en dat hulle kan sien van harde werk kan jy die vrugte pluk en dat jy nooit terug hoef te staan vir wat voor jou lê nie.
En geen obstakel is te groot nie. Bokka? Kyk, my vrou, sy support my 100%. Sy het eers gedink, nee, ek dink sy het 'n video gewys waar ek geboks het, toe sakkie seene wees. Maxine Fourie. Ja, klaar. Leefie. Okay, so vandat hy die eerste episode gesien het al op YouTube lank terug, was dit soos in ek wil dit doen. Ek was soos haha, jy's baie snaaks, want moet ek hierdie een laat gaan? Kom haal gou hierdie hooligan asseblief. Soos die gedagte van hom wat nou voel hy nou iemand anders met die face staan was nou vir my baie vreemd geweest. Toe ons by die eerste get-togethers en so kom, toe dink ek sink dit nou eers in my in soos okay, hy en iemand anders gaan actually mekaar slaan. Soos ek altyd vir Claude sê, hy is letterlik 'n sonstraalmens. Hy stap nie weg van gesprek af sonder om die ander persoon gelukkiger te maak nie en hy maak regtig net almal se dag beter. Wat is hierdie hondjie se naam? Diesel. Hy's baie speel, maar hy's ook baie stout want hy sal enige plek net gaan piepie, want hy is toilet te breek. Kyk, ek wil kyk om hierdie seisoen te bring, 'n ou wat moves gooi wat niemand nooit gedink het hy sal gooi. So as ek daai aand daai kry toemaak, wil ek weer soos sê, yes, hierdie ou het nooit gedink hy gaan so uitdraai nie. Hy's daar vir besigheid. Ouens, laaste oefening. So ons oorspronklike naam vir hierdie event is eintlik kop geweest. Toe besef ons mag dit nie op die kamera sê nie, so nou is dit op voeter. Maak 'n plan. Afrigters, julle moet streng wees. Kom, 2, kom, kom. Die volgende een wat julle gaan doen. Hy gaan sterk staan en jy gaan moet seker maak jy klim onder deur sy arms. Mag jy val nie. Daai is 'n rep. Kyk. Gryp hem aan zijn middel, dan gaan je een rol doen. Baie dankie vir julle effort, dit was ongelooflik. Die mentaliteit van die manne wat hier staan teenoor laaste seisoen, dit is regtig iets spesiaals. So julle kan baie trots wees op julle saak. Dankie julle. Jy sê broodjies of boeretjies? Boeretjies. En dit ons vir hulle sê ons hardloop laat glad nie. Ek like as hulle stres. In Moereboer se 3 seisoene is ek nog die oudste kandidaat. Om te boer is maar nie vir almal nie. 'n Vriendelike mens is 'n mooi mens. Vir die heel eerste keer het Moereboer 'n coaches uitdaging.